waar het In en Om begin? Dit was nie die naam nie, die platform was nog nie heeltemal vir alle SME's nie. Dit was 'n droom wat begin het. Klomp universiteitsvriende het in 2009 of 2010, ek kan nie eens lekker die jaar onthou nie, het ons besluit ons ry nou van ons studentehuis in Potch af. Ons gaan na die Valdriehoek toe. Emerald Casino, hulle het 'n buffet ete. Ons gaan die dag nou spandeer om besighede te bespreek. Ons lees altyd van hierdie besighede wat ontstaan wanneer klomp universiteitsvriende of vriende of kollegas koppe bymekaar sit en ons wil net voel en wat dit is om bietjie koppe bymekaar te sit. En dis waar die droom begin het, dis waar die hartklop begin het. Hoe kan jong mense op daardie stadium iets ontwikkel wat 'n leidende effek en 'n sinvolle effek op die samelewing het? En daarna het ons almal studies voltooi, ons het gereis, ons was so bevoorreg en geseën om al 20 lande te besoek. En wanneer 'n mens bemarking en kommunikasiekunde, bietjie sielkunde en bedryfsielkunde studeer het, dan kyk jy met 'n spesifieke lens na die lewe. En wanneer ek hierdie lande besoek, dan kyk ek altyd na besighede en entrepreneurs en bemarking. Die mees onlangse besoek was in Nederland en dit was vir my so toonaangewend hoe die dorpies in Haarlem meer 'n pull strategie ten opsigte van bemarking het as 'n push strategie. En dan kom jy terug in Suid-Afrika en is al hierdie billboards en 'n mens voel soms bietjie benoud. En met die reise saam het ek gewonder, hoe kan 'n mens dit wat jy in ander lande sien, in Guatemala en Panayachel, het ons tussen sulke markte rondgeloop en daarso verkoop hulle hangmatte en alles wat hulle self maak, en hulle is bereid om te negotiate oor hierdie prys van hierdie item. En in Indië dieselfde, dan kom jy weer in Israel en alles is so eerste wêrelds. En ek onthou nog toe ek teruggekom het van Israel af, waar ek met Anel Botha, wat kort daarna my trourok ontwerp het, vertel het hoe hierdie mense so corporate wear nie tipiese corporate wear is nie, maar dit is so mooi vir my. En ek vra, hoe doen 'n mens dit? Kan 'n mens nie vir mense wys jy hoef nie op 'n sekere, almal hoef nie copy and paste te wees om korporatief en netjies te wees nie. En dit is die lens waardeur ek na die lewe kyk en ek is so bevoorreg om nou al 'n spannetjie te hê wat saam met my droom en saam met my glo en wie se visie ons kan inkorporeer om te sê, weet jy, hier's jou besigheid. Jy hoef nie, dit is nie 'n cookie cutter nie, want dan het ons net een besigheid nodig. Elke besigheid bring iets anders na die tafel toe. Ja, daar's basiese reëls van goeie kliëntediens, kwaliteit en al daai goed wat in plek moet wees. Maar wat bring jy na die tafel toe? Wat is uniek? En hoe kan ons vir Suid-Afrikaanse besighede 'n platform stig dat jou eindverbruiker presies kry dit waarna hulle soek? Wel, In en Om Suid-Afrika staan gereed om hierdie vraag vir julle te beantwoord.